aanbid. Dankie Here dat ons vanmôre die geleentheid het om eer aan die naam te bring, die groot en magtige naam, Here, wat wanneer ons die naam aanroep, dan sidder en bewe demone, want daar is krag in die naam van ons Here, Jesus Christus. Dankie Here dat ons vanmôre goeie gesondheid geniet. Ons het ore om te kan hoor wat U vanmôre aan ons wil sê. Help ons Here om die woord op ons hartstafels te skryf, sodat wanneer ons in versoeking kom, Here, ons hierdie woord sal gebruik om dit teen te staan in die naam van Jesus Christus. Sien elkeen wie ingekom het, Here, U weet hoe ons ingekom het, Here, met verskillende behoeftes en begeertes. My gebed is dat die Here elkeen sal seën, dat die rykdom en barmhartigheid van U genade, laat U wil geskied in Jesus naam. Amen en amen. Ek kan maar sit, geliefdes, en groet U in die oorwinnende naam van ons Here Jesus Christus. Baie dankie dat U die tyd uitgekoop het om saam met ons te kan lees. Ek wil met U lees uit die woord van die Here, Johannes hoofstuk 11. Dit gaan oor Lazarus, maar ek wil nie oor Lazarus praat nie. Johannes hoofstuk 11. Dan moet Johannes 14. Gaan net die een vers lees in hoofstuk 11 vers 16. En Thomas, wat Didymus genoem word, sê vir sy mede-disippels, laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe. Thomas wat daar praat. U ken vir Thomas. Johannes 14, vers nummer 5. Thomas sê vir hom, hier sê die Here vir sy disippels, as ons lees in die eerste vers, hy sê, laat julle harte nie ontstel word nie. Die Here gebruik nou die geleentheid om vir sy disippels te sê, hy gaan weg, om vir hulle plek voor te berei. En hoor wat sê Thomas? Jy moet weet, Thomas loop nou al vir 3 jaar met die Here. En hier sê Thomas nou toe die Here vir hulle sê, julle weet waar toe gaan ek. Die weg ken julle. Thomas sê in vers 5, Here, ons weet nie waar U heen gaan nie. En hoe kan ons die weg ken? Jesus sê vir hom, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my. En wil vanmôre praat oor die lewe van Thomas. Geliefdes, Thomas outomaties, wanneer jy hoor van Thomas, dan sal mense met jou sê, ongelowige Thomas. Because Thomas word geassosieer met ongelowigheid. Sy naam is ook Didymus. Didymus beteken toon, tweeling. Daar word nie veel van Thomas gepraat in die Bybel nie. Ek dink daar is miskien 3 of 4 verse wat gemention word van Thomas. Thomas, die Here kry die boodskap in Johannes 11, dat die vriend wat jy lief het, Lazarus, is dood. En hy tel hom 2 dae nadat hy die boodskap gehoor het. Nou die Ou Testamentiese of die Joodse geloof was, as die persoon sterwe, word hy sommer onmiddellik begrawe voor die son sak. En die Here tel hom vir 2 dae, nadat hy gehoor het, Lazarus is siek. En in die periode wat hy die 2 dae, het Lazarus gesterwe. En die Here sê vir sy disippels, kom ons gaan, want my vriend Lazarus is siek, of my vriend Lazarus slaap. En die disippels sê vir hom, Here, het U vergeet? 'n paar dae terug wou hulle U doodmaak. 'n paar dae terug wou hulle U stenig. Wil U nou weer gaan, sodat die mense U kan stenig en doodgemaak word? Hulle wil probeer om die Here se gedagtes te verander, omtrent die reis af na Betanië toe, waar Lazarus dood is. Maar hoor wat sê Thomas? Thomas sê mense, mede-disippels, as die Here gaan ons
Thomas opstaan, hy sal wakker word. Die Here sê, hy is dood, ek gaan hom op gaan wek. Maar wat ek vanmôre wil sê is, nie een van hierdie 12 disippels was bereid om te sterwe op daardie oomblik vir die Here nie. Thomas sê, as hy sterwe, ek gaan saam met hom sterwe. En hy motiveer die ander 11 disippels, en hoor jy, 2 dae daarna, toe pak hulle die reis af. Ek wil hê, jy moet vir Thomas sien, vanmôre in jouself. Because Thomas was so opgewonde, Thomas was so vol van die liefde van die Here, dat hy sê, as hy moet sterwe, ek gaan saam met hom sterwe. Maak nie saak, as hulle begin stenig, dan gaan ek langs in hom staan, dat hulle my ook maar saam stenig. Vol vertroue was Thomas in die beskerming van die Here, dat Thomas sê, as hy gaan, ek gaan saam. Maar hoor, wat gebeur in die 14de hoofstuk? Die Bybel sê, die Here maak homself gereed om die aarde te verlaat, en terwyl hy met sy disippels praat, sê hy vir hulle, is vir julle beter dat ek weggaan. En waarheen ek gaan, julle ken die weg, want ek het vir julle gesê, ek kom van my Vader af, ek gaan terug na my Vader toe. En Thomas, toe ek hierdie gedeelte lees, geliefdes, toe wonder ek by myself, en die ander disippels ook gedink soos Thomas dink, maar niemand was man genoeg om die vraag te vra nie. Almal het maar seker gesit met hulle hand op die mond. Maar Thomas, geliefdes, wys daardie belangstelling in dit wat die Here sê. Die Bybel sê, die Here vra vir hom, Thomas, ek het vir julle gesê, ek is op die aarde, net om hierdie mission te accomplish. As ek hierdie mission accomplish het, dan gaan ek weer terug, want ek kom van my Vader af. Julle is van benede, daarom verstaan hulle nie die dinge van die boon. Maar Thomas sê, Here, ons ken nie die weg nie. Hoe sal ons die weg ken? En geliefdes, die Here kom by 'n volgende geleentheid, en dit is waarom hulle sê, Thomas is die ongelowige Thomas. Die Here sê vir hulle, ek gaan op julle plek voor te berei, maar as ek gegaan het, gaan ek weer terugkom om julle weg te neem. Maar hier is die ding wat vir Thomas die nickname gee, ongelowige Thomas, Doubting Thomas. Hy kry die nickname Doubting Thomas, because die Here sê vir hulle, ek gaan wel begrawe word, maar op die 3de dag gaan ek opstaan. Julle gaan hierdie tempel afbreek, maar op die 3de dag bou ek die tempel weer op. Hulle kyk na die kerk, wat baie jaar gevat het om opgebou te word. Die Here sê, moenie na die kerk kyk, kyk na my liggaam, because ek gaan in die graf wees, en net soos Jonah in die vis se buik was, so sal ek in die buik van die aarde vir 3 dae wees, maar op die 3de dag gaan ek opstaan, en ek gaan die liggaam opbou, en ek gaan aan julle verskyn. Die Here word begrawe, nadat hulle van die kruis afhaal, en hulle sit hom in die graf. En vir 3 dae is hy in die graf. En toe hy opstaan op die graf, ongelukkig daai dag toe hy aan die disippels verskyn, toe is Thomas nie daar nie. Ek dink is net Johannes wat van Thomas praat. Ek het nie een van die ander evangelieskrywers gehoor wat hulle praat van Thomas nie. Miskien het ek het misgelees, maar daar word net in die evangelie van Johannes van Thomas gepraat. En ek wonder waarom het hulle nie van Thomas mense gemaak in die ander 3 evangelieskrywers. Nie Lukas nie, nie Matteus nie, nie Markus nie, maar Johannes maak melding van Thomas. En toe die Here aan die disippels verskyn, toe die volgende dag toe sê hulle vir Thomas, hoor die Thomas, jy het gemis. Die Here het ons besoek, en hoor jy wat 'n wonder
Counted 10 disciples because Judas is nou klaar weg. En hy sê vir hulle, weet julle wat? Ek gaan dit glo eers as ek wil my vinger in die wonder steek. Het julle mooi gekyk, is dit Jesus wat opgestaan het? Because as ek nie my vinger kan gebruik en in sy wonder steek, gaan ek nie glo nie. En daar kry hy die nickname Doubting Thomas, ongelowige Thomas. Die Here sê vir hom, ek gaan opstaan. Maar Thomas sê, ek glo nie, unless ek nie my vinger in sy wonder steek nie. Daar gaan verby en daar kom die disciples weer by mekaar. En die Bybel sê, sonder dat die deur oop gaan, verskyn die Here in hulle midde. En Thomas, geliefdes, is verbaas, die Here roep hom, hy sê, Thomas, kom. Ek het gehoor wat jy gesê het, ek sien wat jou begeerte is, ek hoor. Kom, steek jou hand in my, kom steek jou vinger in my hand. Vat jou vinger en kom druk hom in my sy. Ek dink die Here kyk ook vir Thomas, wat Thomas klaar sy vinger in die wonde gedruk het. Thomas, glo jy nou, is jy nou tevrede? As jy nou tevrede, het jy jouself nou oortuig dat die opstanding het plaasgevind. Het jy jouself oortuig dat wat ek vir julle gesê het toe ek met julle was, het eindelik gebeur. Thomas sê, my Here en my God. Hy bely, geliefdes, met ander woorde, Thomas doen iets wat Judas nie gedoen het nie. 2 disciples wandel met die Here vir 3 jaar. Thomas is die ongelowige man. Judas is net die teenoorgestelde. Jy sien, geliefdes, die Here sê vir die disciples, ek is die deur. Ek is die deur van die skaapkraal. Hy noem dit in Johannes 10, ek is die deur. Wie by die venster inkom, is 'n dief en 'n rower, maar ek kom by die deur in, en dit maak my die herder van die skape. Die skape gaan luister na my stem. Amen. Kom ons kyk vir jou prentjie. Judas is by die deur, maar hy draai om van die deur af. Hy kon net ingegaan het. Jy moet weet, Judas het 'n besluit gemaak. Alhoewel Satan in hom gevaar het, hy het 'n besluit gemaak om by die deur om te draai. En hoe tragies was sy einde wat hy by die deur omgedraai. I don't know if he had another opportunity. Ek weet nie of hy 'n tweede kans gekry het om reg te maak nie. I don't know. Maar wil vir sê wat die Here op my eendag gesê het. Ek het dit vir u seker 2-3 weke terug gesê. Die Here sê vir my, die is my hemel. En dit maak nie vir jou saak wie ek toelaat in my hemel nie. Amen. Hy sê, as ek van wat Judas toelaat in my hemel, wat my seun verraai het, wat gaan dit jou aan? Amen. Amen. So, vir wieever sê die persoon is hemel toe, of die persoon, ek kan dit nie sê nie, because it's not my heaven, it is God's heaven. Die Here besluit wie gaan in en wie gaan nie in nie. Mense gaan nie in op grond van hulle naam op die kerkregistrasie. Mense gaan in because die Here besluit wie gaan in. En hier staan Judas, geliefdes, hy was deel van die 12 toe Thomas van die Here vra, waarheen gaan jy? Ons ken nie die weg waar jy gaan nie. Ons weet nie waar toe jy gaan nie. Hy was deel. Halleluja. Hy was deel. Maar geliefdes, soos ek sê, ek weet nie, was hulle nie man genoeg om die Here te vra nie. Maar hier staan Thomas op. En Thomas sê, Here, ons weet nie. Maar die 2 disciples wat ek uitwys vanoggend, of op wil praat, is Judas en Thomas. Die verskil tussen hierdie 2. Toe Thomas hierdie woorde uit, hy sê, my Here en my God, toe maak hy 'n belydenis
om my besluit om sy lewe te verander. Ek weet nie of dit waar is nie, maar geskiedenis, ek het nou die geskiedenis daar gegaan omtrent Thomas. Dit is nie in die Bybel geskryf nie, maar hulle sê Thomas het 'n missionary geword in India. En Thomas was so vol van die Heilige Gees dat mense duisende het tot bekering gekom. Dit was so erg dat die priesters van die afgode vir Thomas met warme plate geslaan het. Hulle het vuur gemaak, dan het hulle warme ysterplate gehad. Dan het hulle vir Thomas vasgemaak en hom so met hierdie warme plate so teen sy liggaam geslaan. Die Thomas wat Doubting Thomas genoem word, toe hy 'n ontmoeting met die Here het, 'n ware ontmoeting, toe verander sy lewe. Hy het wel vir 3 jaar met die Here gewandel. Ek weet nie, het hy nie notas gevat wat hier aangaan nie. Hy meen ek seker maar ek kom aan dit en gaan. Maar hoor jy toe die Here die middag vir Thomas sê, druk jou hande in my wonde. Toe bekeer Thomas. Ek noem dit maar nou bekeer. Because wat is bekering? 'n Bekering is 'n besluit om te verander. Amen. Amen. Toe besluit Thomas, never again will I doubt the word of the Lord. Die woord wat by die Here se mond uitgaan, sal nie leeg na hom toe terugkeer nie. Judas, geliefdes, is nou net die teenoorgestelde. Hy het sy hart verhard, toe die geleentheid kry, toe verhard hy sy hart. Daarom sê hy was by die deur, maar hy draai om. Hy sê in die 6de vers, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Judas wandel op die weg, maar hy besluit om weg te draai. Thomas op die weg, doubting, maar Thomas het vasgehou en gesê, ek gaan op hierdie weg bly. Ek is die weg. Judas het die waarheid gehoor, maar het sy hart verhard teen die waarheid. Thomas het die waarheid gehoor, hy het gedoubt in die waarheid, maar die Here gee hom die volgende keer 'n geleentheid om reg te maak. En vanmôre wil ek vir u sê, geliefdes, ek het gelees, die eerste gedeelte wat ek gelees het omtrent Thomas. Toe al die disippels bang was, en die Here probeer oortuig om nie af te gaan Betanië toe nie. Toe sê Thomas, manne, laat ons saam met die Here gaan. Hy oortuig hulle om saam met die Here te gaan en gaan hulle hier af Betanië toe. 'n Goeie ding het Thomas gedoen, maar mense assosieer vir Thomas met die doubting. Is dit nie ironies dat jy kan 100 goeie dinge doen vir mense, maak een fout, dan onthou hulle net hy fout. Hy het die manne oorreed en gesê, as hy sterwe, ons gaan saam. Maar hoor jy, ons ken vir Thomas nie as die man wat volborstig gestaan het en gesê het, as Here, as u sterwe, dan gaan ek saam. Maar ons ken vir Thomas net deur doubting. Ons ken nie die latere geskiedenis van Thomas. Daar word nie veel gepraat van Thomas nie. Ek weet nie was Thomas getroud nie, ek kan nie vir u sê nie, maar die Bybel sê dit. As Thomas getroud was, dan het Johannes dit nie vir ons gesê nie. As Thomas kinders gehad het, weet ons nie. Maar een ding kan ek vir die vanmôre sê, geliefdes, daar kom 'n tyd in ons lewe wat ons soos Thomas is. Veral wanneer probleme op hulle hoogste is, dan wonder jy ook, daar is 'n bietjie doubt in jou hart. Hoe kan die Here die ding doen? Hy sê in sy woord, niks is vir hom te groot en niks is, maar kan die Here hier iets doen? En so het ek vir u gesê, in elke mens sometimes is daar daai Thomas. Maar hoor jy, Thomas, geliefdes,
van die Here, toe wandel Thomas op hierdie weg. En Thomas, geliefdes, ontvang die ewige lewe. Because Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. En so wil ek nie vanmôre bemoedig met die lewe van Thomas. Moenie ophou om goed te doen nie. Al gaan mense nie jou goeie dinge sien wat jy doen nie, moenie ophou om goed te doen nie. Al sal mense ook 99% van die tyd net kyk op die foute wat jy maak en nooit jou komplimenteer op die goeie dinge wat jy doen. Moenie ophou nie, because die Here neem notisie van die goeie dinge wat jy doen. As al mense jou nie op die skouer tik en vir jou sê, hoor jy het 'n goeie ding gedoen. Die Here neem notisie. En so wil ek nie vanmôre bemoedig, geliefdes. Wanneer 'n mens na die karakters in die Bybel kyk, en jy doen 'n studie op elkeen se lewe, dan ontdek jy dat die Here het nie perfekte mense geroep. Die Here het mense geroep met swakhede. Die Here nie geweet Thomas gaan dood nie. Because hy ken alles. Hy sê hy ken die einde voor die begin. Amen. Maar die Here stoot hom nie weg nie. En so ook aan die Judas het 'n kans gekry, maar Judas het sy hart verhard. Hy kon miskien gered was as hy nie sy hart verhard het nie. Maar nevertheless, die aandag is vanmôre op Thomas en die swakheid van Thomas, of die fout van Thomas, was hy het die woord van die Here gehoor, maar hy het nie geglo die woord van die Here. Ek kan amper sê, al die ander disippels was ook ongelowig. Al die ander disippels was ook ongelowig. Maar Thomas was die man wat hy het nie gehuiwer om 'n vraag te vra nie. Hy was 'n man wat nie gehuiwer het om, soos hulle in Engels te sê, he speak his mind. Want in sy gedagte opgekom het, Thomas was nie skaam nie, hy vra. Hy maak sy stelling. Die rede waarom ek sê amper al die disippels was ongelowig. Die aand toe die Here sterwe, en 3 dae wat hy nou so opstaan, toe was daar niemand by die graf om hom te gaan. Die disippels het hulle toe gaan sluit, want hulle was bang vir die owerhede. Because toe begin die vervolging van die disippels van Christus na hy gesterwe. En hulle gaan sluit hulle toe in 'n vertrek. Maria en die vrouens het afgegaan na die gat toe. Toe hulle terugkom, toe hardloop hulle terug na die plek waar die disippels wegkry. En hulle gaan sê vir die disippels, hey, julle sit so, die body is nie in die graf nie. Iemand het die liggaam gesteel, want die body is nie in die graf nie. Because dit was die fake news wat verkondig was, iemand het die liggaam gesteel. Toe staan die disippels op, die Bybel sê toe hardloop hulle na die graf toe. As hulle geglo het, sou hulle nie gehardloop het na die graf toe nie. Hulle sou gesê het, die Here het gesê hy gaan opstaan, so hy het opgestaan. Amen. Maar hulle hardloop, en ons blameer vir Thomas en sê, he's the doubting Thomas. Die Bybel sê Petrus is so vinnig gehardloop, dat hy onder almal uit hardloop het, toe daar kom, toe ontmoet hy 'n engel wat vir hom sê, wat soek julle die lewendiges by die dood? Het hy nie met julle gesê, ek gaan opstaan, ek gaan voor julle uit, het hy nie met julle gesê nie, so waarom het julle nie geglo nie? Julle het ook net soos Thomas nie die woord van die Here geglo nie.
Maar hoor jy, ons single out, ons maak vir Thomas, because Thomas is die een wat gesê het, as ek nie my vingers in sy wonde druk, sal ek nie glo nie. Moet ons eers oortuig word deur probleme dat die woord van die Here waar is. Moet ons eers oortuig word dat wanneer stryde en probleme kom en die Here dit oplos, dan glo ons die woord van die Here as die waarheid. Ons lewe in 'n tyd, geliefdes, waar die waarheid baie moeilik is om te verkondig, because jy gaan vervolg word vir die waarheid. Amen. Iemand het 'n koortjie gemaak aan 'n dag. Hy sê die duiwel het die waarheid begrawe, maar op die derde dag het die waarheid opgestaan. Toe hy die waarheid, toe hy met Christus begrawe, toe weet hy nie Christus het gesê ek is die weg, ek is die waarheid. Toe hy die waarheid in die grond sit, geliefdes, toe staan die waarheid op die derde dag uit die dood uit op. En hy verskyn aan vele mense. Maar ek dank die Here vir Thomas. In die opsig, Thomas was nie skaam. Hy het nie, ek weet nie wat het veroorsaak dat hy nie by die vergadering was van die Here. Miskien was dit maar so, dat die Here aan hom moet verskyn het om hierdie ding te doen. En soos ek sê, al die ander disciples wie nog gedoubt het, maar nie die man hastigheid gehad het om te vra nie. Die Here bewys nou ook aan hulle. Alright, hier is Thomas is die man, maar wie van julle hier wat nou Jesus sit, het geglo dat ek opgestaan het. En daarom moet ek die vanmorgen bemoedig. Daar word nie veel gepraat van Thomas nie. Thomas het nie 'n boek geskrywe wat daarin vernoem was nie. Maar hoor jy wat Thomas gedoen het, geliefdes, het almal geïnspireer. En die 11de hoofstuk van Johannes, die 11de hoofstuk, toe almal bang was om Betanië toe te gaan, toe sê Thomas, ons gaan. Maar die Petrus, die manhaftige man, was doodstil, en ek dink hy was seker een van hierdie wat gesê het, Here, ons kan nie afgaan nie. Hulle gaan vir jou doodmaak, hulle gaan jou stenig. Het jy dan vergeet? Maar hoor jy, Thomas sê vir sy mede-disciples, as die Here daar sterwe, gaan ek saam sterwe. So, soos ek gesê het, I don't know if this is true, maar hulle het vir Thomas met warme plate geslaan, because Thomas het die region in India, hy het hom geëvangeliseer, en die afgoderry wat die mense mee besig was, hulle het weggedraai, en hulle het die lewende God aanbid, en die mense wat die afgode aanbid het, hulle priesters het kwaad geword, en vir Thomas gemartel, totdat hy gesterwe het. Maar wat uitstaan in die lewe van Thomas, sommige kere, ek weet nie, wanneer jy maar al tussen mense is, nou wil jy 'n vraag vra, maar nou sê jy ook vir jouself, ja, maar dis 'n dom vraag. Ek sal maar eerder nie die vraag vra nie. Maar Thomas, miskien het het dom gelyk, of miskien dom geklink, maar Thomas het gesê, ek gaan hierdie vraag vra in elk geval. Ek gaan nie huis toe loop en liewe Petrus of vir Mattheus of vir Andreas die op die pad vra vir Philip. Maar nie, ek verstaan nie mooi nie, die Here sê hy gaan weg, waar toe gaan nie? Hy vra vir die Here, waar toe gaan nie? Ons ken nie die pad nie. Ons het gehoor wat hy sê, maar jy sien geliefdes, geloof is die opposite van ongeloof. En wanneer 'n mens na die Here se woord kyk en lees, dan moet jy kyk met 'n geestelike oog, because soos ek laas keer oor die gesê het, daar is so baie dinge in die woord wat ek verstaan dit nie. En wanneer jy lees, dan kom die Here met 'n openbaring en hy help jou om dit te verstaan wat jy nie kan verstaan nie. Daarom moet ons altyd die woord van die Here lees.
En die Heilige Gees vra om ons te help, om te verstaan dit wat ons lees. Maar Thomas het nie gemaai nie. Ek dink miskien het hy op seker skief aangekyk. Thomas, wat se vraag is die wat jy nou vra? Maar hy wil homself tevrede stel met die vraag. Hy wil homself verlig met hierdie vraag, sodat as hy die antwoord kry, dat hy 'n beter besluit kan maak. Soms kry jy die antwoord, en die antwoord is nie dit wat jy verwag nie. Die antwoord is nie dit wat jy na uitgekyk het nie. En toe die Here vir hulle sê, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Ek weet nie, het hulle beter perspektief gekry omtrent sy heen gaan. Hy sê, beter dat ek gaan. Because ek gaan om 'n hele plek voor te berei. Die dag wanneer julle, dan kom ek om julle te kom haal, sodat julle kan weet waar ek is. Maar as 'n mens lief is vir iemand, en die iemand as het ware soos 'n rolmodel vir jou, wil jy nie graag hê die persoon moet jou verlaat nie. As jy nou die persoon lief gekry het, en die persoon is nou in ry gepak en is 'n rolmodel, en all of a sudden sê die persoon vir jou, hoorie, dat ek besluit ek gaan Kaap toe trek. Jy kry so 'n disappointment of so 'n hartseer in jou hart. Die was dan my rolmodel. Die was die persoon wat my altyd gehelp het. Die was die persoon wat ek op staat gemaak het. Nou sê die persoon vir my, hy gaan nou Kaap toe. Wie gaan my nou help? Wie gaan ek nou hulp vra? En so het ek, dink ek, was die disippels se gedagte. Toe die Here sê, ek gaan weg. Toe sit hulle met daardie, hier gaan die persoon wat ons gehoop het om ons te verlos uit die hand van die Romeine. Die persoon gaan dan nou weg. Ek het dan so gehoop, ek het dan so, die Afrikaanse woord, die Kosa woord getemba. Ek het getemba op die persoon. Ek het geweet, as ek 'n probleem het, die persoon gaan daar wees. Sy kan watter tyd van die nag op sy nommer druk, hy sal daar wees. Maar nou is die persoon op Kaap toe trek, wie gaan my nou help? En nou sit jy met hy teleurgesteldheid. En dit het nie geregistreer by hulle nie, maar Thomas het dit gesnap, en hy sê, ek gaan die vraag vra. Here, hoe kan jy dan nou weggaan? Hy sê, hoorie, as ek nie gaan nie, dan kan die Heilige Gees nie kom nie. As ek nie gaan nie, gaan julle nie 'n plek hê waar julle heen kan kom nie. Maar ek gaan vooruit om vir julle 'n plek voor te berei. En as daai plek gereed is, dan kom ek terug om julle te kom haal om te gaan waar ek is. En so wil ek julle vanmôre bemoedig in die lewe van Thomas, geliefdes. Moenie huiwer om die Here 'n vraag te vra. Spesifiek wanneer jy nie weet. Because hy is die beste persoon om te vra. Waarom dinge gebeur in ons lewe? Maar hoor die Thomas bemoedig my. Die Here vir hom sê, Thomas, nou kan jy kom en jou vinger in my hande druk. Ek dink ek kan nie sê is 'n belydenis wat ons 'n belydenis ken, maar die feit dat hy sê my Here en my God is actually in my view 'n belydenis wat hy doen. Hy aanvaar nou die Here as sy verlosser. Hy aanvaar die Here as sy geneesheer. Hy aanvaar die Here as die persoon wat nou totaal en al sy lewe gaan oorneem. My Here en my God. En dit maak die deur oop. Dat Thomas, soos ek sê, hy was nooit meer dieselfde nie. Daarna, ek noem dit maar nou in my woorde, die Bybel sê dit nie, toe daar nie meer 'n keer aan Thomas nie. Toe Thomas die bold evangelis wat sê, ek gaan na die plek toe waar mense nog nooit gehoor het van Christus nie. Ek gaan nie in Jerusalem wees nie. Ek gaan nie in Nazareth wees nie. Ek gaan nie in Bethania wees nie.
maar ek gaan aan die uiterste van die aarde om die evangelie aan hulle te verkondig. Because daai het 'n radikale verandering in Thomas se lewe gemaak. En toe Thomas daar wegtrek waar hy was, toe word Thomas die grootste evangelis wat evangelie in India verkondig. En reg oor die wêreld vandag word Christene vervolg vir die naam en die saak van die Here. Christene het gesterwe, waarvan Thomas een van hulle was. Maar vanmôre wil ek vir die sê, geliefdes, hou goeie moed. En die mooiste van alles, toe Thomas die Here doop, het die Here nie met Thomas weggestoot en gesê, Thomas, kry jy jou lewe reg, dan kom jy terug. Gaan maak jy reg, dan kom jy terug. Die Here neem vir Thomas net soos hy is. En soms maak ons die fout en ons wil op ons eie swakhede van ons 'n manier vind om eers regverdig te wees voordat ons na die Here toe kom. Jy sal nooit regverdig genoeg sal wees in jou eie oë nie. Daarom het die Here Christus laat sterwe vir ons sondes, sodat ons nooit hoef te boet vir ons eie sonde nie. Hy het die lam gegee wat vir ons geslag was. Moenie kyk na mense in die Bybel as mense wat perfek was nie. Hulle het swakhede gehad, hulle het verkeerde dinge gedoen, maar wanneer hulle na die Here toe kom en hulle gedagte hulle besluit om te verander, het die Here hulle aanvaar net soos wat hulle is. Jy sien, as dit die gedagte wat vir jou sê, nadat jy gesondig het, die Here het jou afgeskryf. Die Here skryf niemand af. As long as there is life in your body, God will do everything in His power to save you and me. Hy gaan alles doen om ons te red. Because hy sê, in 2 Petrus 3 vers 9, God vertraag nie sy belofte, so sommigen het vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig en hy wil nie hê enige iemand moet verlore gaan. So in die afwagtende tyd van die koms van die Here, because hy sê, ek gaan om julle plek te berei, ek gaan weer terugkom om julle te kom haal. In die tyd van afwagting, laat ons wag op die Here, sodat ons nie teleurgestel sal wees wanneer hy sal kom. En my gebede is vanmôre, geliefdes, Paulus noem iets in Romeine. Hy sê, ek besluit om goeie dinge te doen in die oggend as ek opstaan. Ek besluit, vandag gaan ek net goeie dinge doen. Hy sê, maar as ek my kom kry, dan is ek beter met die bekleurde ding wat ek nie wil doen. Maar iemand aan die wat ek beter is met die bekleurde ding, roep ek op die Here, dan kom help die Here my. Is nie 'n paspoort om in die verkeerde ding te bly nie. I'm not saying it so that you can stay in die verkeerde ding. Die rede waarom ek dit sê is, omdat ons uit die verkeerde ding uit sal leer en die Here dien in opregtheid. God is giving us opportunities. En die Here gee ons kanse. En mag jy vanmôre geseën wees deur die lewe van Thomas, doubting Thomas. Jy sien, toe hy nog nie die volheid van die evangelie verstaan het nie, toe was hy ongelowig. Maar toe hy die volheid verstaan, toe besef Thomas, die Here se woord is die waarheid. Ek gaan my lewe aflê vir die Here. Hy het nie die volheid verstaan nie. En daar's baie dinge wat ons nie verstaan nie. Sommige kere is probleme daar om ons te dissiplineer en om ons weer in lyn te bring met God se plan vir ons lewe. Because ons ken nie die plan van die Here nie. Die Here sê, so hoog as die hemel bo die aarde is, so hoog is ons gedagte bo sy gedagte. En hoe kan ek die Here question met my klein gedagte?
Hoe kan ek vir die Here vra? Wat doen U nou? Because die Here kan doen wat hy wil. Maar vanmôre wil ek u bemoedig, geliefdes. Skep moed, because as die Here ongelowige Thomas so geseën het, dat hy die magtige evangelis geword het vir India. So nie, die Here kan vir ons ook. Amen. Mag u vanmôre geseën wees en help dat ons nie soos Judas ons hart sal verhard nie, maar dat ons soos 'n Thomas sal sê, my Here en my God, hier is ek, doen net u wil met my. Kom ons lê die woorde by die mond. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom net soos in die hemel so op die aarde. Dankie Here dat ons vanmôre kan leer uit die lewe van Thomas. Ons het hom gesien as die ongelowige Thomas. Ons het vergeet die goeie ding wat hy gedoen het deur die disippels te motiveer. Help ons, Here, dat ons vanmôre ook soos Thomas, Here, 'n besluit sal neem om u te dien. Ten spyte van ons swakhede wil ons vra dat u ons swakheid, ons swakke hand sal neem en Here, ons voete sal rig op die pad waarheen u ons wil lei. Bewaar ons van struikeling, bewaar ons van onheil, bewaar ons teen elke plan van die bose. Ons lewe, Here, in ernstige tye. Ons lewe in die laaste dae, Here, waar baie se liefde verkoel het teenoor u. En tereg het u gesê, Here, voordat u die aarde verlaat het, dat in die laaste dae ons gevaarlike tye sal beleef. Die mense sal liefhebbers word van hulle self. En so bid ek vanmôre, Here, help ons, dat ons nie liefhebbers sal word van genot en liefhebbers van onsself, ook nie liefhebbers van geld, maar Here, dat ons lief sal wees vir u en alles sal doen om u evangelie te verkondig. Dankie dat u geduldig is met ons. Ons stel u baie kere teleur, Here. Ons vaar u baie kere neem ons besluite, liewe Here, wat nie in lyn is met u planne vir ons lewe, maar steeds is u geduldig met ons. Baie dankie. Ons ken u vanmôre as die God wat genadig is, barmhartig en vol liefde. Seën u kinders terwyl hulle uitgekom het om na u woord te luister. Mag die Here hulle bewaar en beskerm, terwyl hulle nou sal teruggaan na verskillende wonings. Bewaar ons en beskerm ons. En Here, bring ons weer by die besinde tyd by mekaar, om u te loof en te aanbid. Ons weet nie, Here, wat hierdie week inhou nie. Ons weet nie wat hierdie dag inhou nie. Maar een ding weet ons, Here, u het die hele wêreld in u hande. En niks sal gebeur wat u nie van weet nie. En daarom bid ek dat die Here ons voet van struikeling bewaar. Dat die Here ook ons oë van trane bewaar. Dat die Here ons liggame teen siekte sal bewaar. In die magtige naam van ons Here Jesus Christus. Baie dankie dat die Here ons geroep het, Here, om gehoorsaam te wees. Maar ons u teleurgestel het, wil ons vra om vergifnis en dat die Here ons sal lei en sal leer en gaan in die weg wat ons sal gaan. In Jesus almagtige naam. Amen. Baie dankie, dierbares, vir die opkomst. Die Here seën u. Ons ontmoet mekaar woensdag aan om 7:00 weer by die gebedssessie. Ontvang die seën van die Here en gaan dan nou in vrede. En nou mag die genade van God en die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap wat die Heilige Gees met u seën en bly tot die Here kom aan die seën is. Amen. Thank you. God bless you.